Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Exodus 20. Ons doen die reeks vir die 10 gebooie. Ons gaan lees vanaf vers 1. So Exodus 20 vanaf vers 1. Ek kan daar oopmaak. Exodus 20 vanaf vers 1. Ek lees uit die 2020 vertaling uit. Toe het God al die woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland en die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê. Jy mag nie vir jou gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende van hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbat deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Toe die hele volk die donderslae hoor en die weerlig sien, as ook die geluid van die ramshoring in die berg wat rook, was hulle bang en het gebewe. Hulle het op 'n afstand bly staan en vir Moses gesê, praat u met ons en ons sal luister. Maar God moet nie met ons praat nie, sodat ons nie sterf nie. Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want dit is om julle te toets dat God gekom het, sodat die ontzag vir hom deel van julle lewe sal wees, en julle nie sondig nie. Die volk het op 'n afstand bly staan, en Moses het nader gegaan, na die diepe duisternis waar God was. Die Here het vir Moses gesê, so moet jy vir die Israeliete sê, julle het self gesien dat ek uit die hemel met julle praat. Julle mag nie gode van silwer en goud maak en naas my vereer nie, julle mag dit nie vir julle maak nie. 'n altaar van grond moet jy vir my maak, en daarop jou brandoffers en jou maaltydoffers, jou klein vee en jou beesteslag. Op elke plek waar ek toelaat dat my naam genoem word, sal ek na jou kom en jou sien. En as jy 'n altaar van klip vir my maak, mag jy dit nie bou met gekapte klip nie. As jy jou buitel daaroor beweeg, ontheilig jy dit. Jy mag nie met trappe op my altaar klim, dat jou naaktheid daarop ontbloot word nie. Ons lees net hierdie gedeelte. Ek wil net vers 16 herhaal. Dit is waar ons gaan fokus vanoggend. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Ons lees net tot sover. Ons, soos ek nou genoem het, ons fokus vanoggend op die 9de gebod. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Ek gaan net 'n bietjie agtergrond gee oor die teks en dan sal ons later daarop fokus. Nou, hierdie is een van daai baie gedeeltes in die Bybel wat so bekend is dat ons dit amper nie meer hoor as ons dit lees nie. Ons weet wat kom, ons weet min of meer waar dit gaan, dan lees ons dalk maklik iets mis. En een ding wat ons maklik vergeet
van die gedeelte van die 10 gebooie is dat dit direk kom na die gedeelte waar Israel die goue kalf aanbid het. Moses was op die berg en terwyl hy daar was, het Israel die goue kalf gemaak en hom aanbid. En dit is belangrik om te verstaan wat hier gebeur in die gebooie. 'n Interessante ding van die gedeelte oor die kalf is, gewoonlik dink ons dat die groot sonde wat Israel pleeg, is dat hulle 'n vals god aanbid, is dat hulle 'n afbeelding maak en een van die ander volke se afgode aanbid. Maar dit is interessant, dis nie heeltemal wat gebeur nie. In hierdie gedeelte, as Israel die goue kalf maak en hulle die goue kalf aanbid, dan gebruik hulle die naam van die Here, Jahwe. Hulle roep nie 'n vreemde god aan nie. Hulle roep vir God aan, maar na aanleiding van hierdie beeld. Die sonde wat hulle pleeg, is nie die aanbidding van 'n afgod nie, maar die sonde wat hulle pleeg, is dat hulle vir God probeer manipuleer. Hulle probeer vir God teenwoordig maak, waar hulle besluit, God nie is nie. Hulle besluit, hulle is nou in die moeilikheid, hulle soek vir God hier en nou, en daarom moet hy nou wees. En hulle het hom nie gesien nie, en toe maak hulle die kalf van hulle juwele, want hulle wil vir God by hulle hê. Hulle het gedink, as hulle die kalf maak en vir God aanbid, dan kan hulle vir God teenwoordig maak. En dit is die sonde wat hulle hier pleeg. Hulle dink, hulle kan vir God manipuleer. Dit is hoekom ons ook na die gedeelte van die gebooie, na die 10 gebooie, hier die laaste gedeelte lees, oor hoe hulle moet aanbid. En daar staan 'n klomp belangrike goeders. Julle mag nie van silwer en goud gode maak en naas my vereer nie, soos wat ons weet. En dan interessant in vers 24, 'n altaar van grond moet julle vir my maak. Dis interessant, né? Hulle het nou net van goud 'n afbeelding gemaak en in reaksie daarop sê vir God vir hulle, nee, maak 'n altaar van grond vir my. Moenie eers klip kap nie, maak van grond. En dit bring die ekstra ding terug, dat 'n mensie van God kan teenwoordig maak met goud en silwer en mooi goed nie. Om vir God te aanbid is die belangrike ding, selfs al doen mens dit op die altaar van grond. Vreemde klem. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die 9de gebod en hoe dit in mekaar skakel. Die 9de gebod sê, ons mag nie vals getuienis teen ons naaste aflê nie. En as 'n mens bietjie dink oor die wêreld vandag, oor al die sosiale media, eintlik maar alle media, dan is dit 'n ontsaglike, belangrike gebod vandag. Aan die een kant is dit 'n belangrike gebod, want dit sê vir ons dat ons nie mag lieg nie, of dit is hoe ons dit gewoonlik interpreteer. Ek mag nie lieg nie, ek mag nie stories opmaak nie. Maar dit gaan 'n bietjie verder as dit. In vandag se tyd gaan dit dalk so ver as om te sê dat alles wat ek hoor by iemand of elke WhatsApp boodskap wat ek kry wat so aangestuur word of dit wat ek op Facebook sien, dit alles, wanneer ek dit sien, moet ek onthou van hierdie gebod. Want nog nooit in die geskiedenis van die wêreld het valse inligting so vinnig versprei soos nou nie. As 'n mens daaraan dink, aan 50 jaar terug, 60 jaar terug, die enigste middel van kommunikasie was briewe, of persoonlike kommunikasie tussen mense was briewe en telefoon. 'n Brief het jy van een persoon na een ander persoon gestuur, en natuurlik kon hulle die inhoud van die brief met ander mense deel. Jy kon seker massa briewe versprei, maar dit het nie vinnig gebeur nie. En telefoon het anders gewerk. Daar was baie minder, dit was duur, en die grootste
'n manier van hoe jy, kom ek sê, fake news kon versprei as die sentrale bietjie geskinder. Maar dis dit. En as mens dink daaraan, die wêreld was kleiner, ons het in kleiner plekke gebly, ons het mekaar beter geken. Of ten minste, ons het mekaar in kleiner gemeenskappe geken. So as ek 'n kinderstorie van iemand hoor, al hou ek nie van hierdie persoon nie, en al wil ek hierdie storie versprei, dalk ken ek hulle man of vrou of kind, en ek weet dat as ek hierdie storie versprei, dan gaan daardie persoon ook nagekom word. Maar vandag is dit anders. Dit wat ek op WhatsApp, op Facebook kry ek baie keer van mense wat ek nie ken nie, oor mense wat ek nie ken nie. So in plaas daarvan dat ek meestal persoonlike inligting kry oor mense wat ek ken, van mense wat ek ken, wat ek kan vertrou, kry ons vandag verre die meeste inligting van mense wat ons nie ken nie, van bronne wat ons nie weet of ons dit kan vertrou nie, en kan ons dit so maklik versprei. Daar kan so vinnig, so baie valse inligting versprei, en so baie skade aanmaak. Aan die ene kant, aan individue, ons kan maklik individue nakom deur boodskappe net aan te stuur, maar ons kan ook in die breë samelewing moeilikheid maak. Ons kan boodskappe stuur, onrus veroorsaak, al hierdie goeders wat nie deel is van dit wat God van ons vra nie. Op 'n manier kan ons sê, dat toe Israel hier die kalf aanbid het hulle vals getuig oor God. Toe Moses hulle vra, toe hy terug van die berg afkom, het hulle vals getuig oor wat hulle gedoen het. Hulle kom hulle het voor die gebooie gekom het, glad nie gedink is belangrik nie. Daarom wat God sê, het een van hierdie gebooie gegee. Hierdie as een van die gebooie gegee. 'n lewe waar dit nie belangrik is om inligting goed te hanteer nie, om 'n lewe, 'n wêreld waarin ons nie ag slaan op valse getuienis nie, is 'n wêreld met chaos. Dis die een kant daarvan. Maar om hierdie gebod goed ernstig op te neem, moet ons onthou dat ons van die ander gebooie en een ander spesifieke gebod, en dit is die derde gebod, wat sê dat jy nie die Here se naam uitelik mag gebruik nie. In die Hebreëus, ek kan dit nie self lees nie, maar ek het opgelees, daar staan iets, dit staan baie mooi, as ons dit in Afrikaans vertaal, dit sê iets soos, jy mag nie die naam van die Here uitelik oplig nie. Met ander woorde, jy mag nie die naam van die Here jy mag nie die naam van die Here gebruik op 'n manier, jy mag nie aandag na die naam van die Here trek, wanneer jou bedoeling nie eerlik is nie. Wat so mooi, uiteindelik hierdie gebod so mooi uitbeeld. Nou, hoekom is hierdie gebod ook belangrik? Want albei gaan oor wanneer ons praat, en albei gaan oor die getuienis wat ons aflê. Aan die een kant die 9de gebod wat sê, ek mag nie teen my naaste vals getuienis aflê nie, maar die 3de gebod wat sê, ek mag nie die Here se naam uitelik gebruik nie, wat ook belangrik is, want ons as Christene kan so maklik sê, ja, maar die Here sê ons, of die Here sê ons dit. So dit gaan nie net oor laster nie, dit gaan nie net oor die Here se naam gebruik om te vloek nie, dit gaan selfs hieroor. Wanneer ons sê, ja, maar die Here sê ons, dan moet ons mooi dink oor wat ons sê. Want om iets sommer net te sê dan, is ook om die Here se naam uitelik te gebruik. En ons doen dit gewoonlik, wanneer ons praat met ander mense, dan oor ander mense. En dit is hoekom dit so belangrik is, om die 3de en die 9de gebod saam te lees, en saam aan hulle te dink. Aan die ene kant hoor ons, ek mag nie vals getuig teen my naaste nie, aan die ander kant, ek mag nie vals getuig oor die Here se naam nie. Interessant, as ek bereid is, kom ek maak 'n voorbeeld, ek kan die 3de gebod nakom, ek kan nooit laster nie, maar as ek die 9de gebod verontagsaam,
en vals getuig, dan verstaan ek ook nie die derde gebod. Ek kan maklik vir mense om my wys, ek is preets of heilig, deur nooit die Here se naam te misbruik nie, maar dan omdraai en vals te getuig teen ander mense. Dan getuig ek ook op 'n manier vals oor die Here se naam, want ek sê ek is 'n Christen, maar ek getuig vals teen my naaste. Ek moet so ernstig wees oor hoe ek oor my naaste getuig, soos hoe ek oor God getuig. Want die manier waarop ek oor my naaste getuig, is hoe ek dink oor hoe ek oor God moet getuig. As ek ernstig is oor God, dan is ek ernstig oor die getuienis wat ek lewer as 'n Christen. Met ander woorde, die klein goedjies wat ek doen, is ook belangrik, soos die stories wat ek vertel of nie vertel oor my naaste. Dit is so lekker, die Bybel is al 2000 jaar oud, hierdie woorde nog ouer. Dit kom uit 'n vreemde wêreld, maar dit is baie relevant vir ons vandag. Soos ek vroeër genoem het, met iets so eenvoudig soos WhatsApp, kan ek vals getuig oor my naaste of oor 'n vreemdeling, of selfs oor die Here, sonder om 2 keer te dink. En die vraag is, wat doen ek met hierdie gebooie van Maandag tot Saterdag? Hoe werk ek met hierdie gebooie by die werk en by my huis? Hoe ernstig vat ek die 9de gebod by my werk as ek praat oor my kollegas? Interessant ook, wat doen ons met die 9de gebod op Saterdag, né? Op Saterdag as ons bietjie ontspan, as ons kuier saam met ons mense, as ek lekker eet saam met my familie of vriende, as ek staan om die braaivleisvuur, hoe getuig ek dan oor my naaste? Wat doen ek dan met die 3de as ook die 9de gebod? Want dit is gewoonlik wanneer ons lekker ontspan, lekker aan die praat raak en lekker stories wil vertel. Maar dan is dit net so belangrik om te onthou van hierdie gebod. En te dink aan waar die storie vandaan kom en wat die storie kan doen. Die kerk, ons almal wat vandag hier sit, ons getuienis, die respek vir die wêreld, wat die wêreld vir ons het of nie het nie, hang grootliks af van hoe ons hierdie gebod ernstig opneem of nie. Is ons ernstig oor die manier waarop ons praat oor God en oor ons naastes? En hoe doen ons dit? En vandag, in vandag se wêreld, as ek dit so kan stel, het ons 'n verantwoordelikheid om wanneer ons 'n storie hoor, 'n WhatsApp boodskap te kry, iets sien op Facebook, mooi te dink oor of ons dit aanstuur of nie. Ons moet oorweeg, waar kom hierdie boodskap vandaan? Wat is die skade wat ek kan aanrig as ek dit aanstuur? Is ek seker dat dit wat hier staan die waarheid is? Is ek seker dat wat ek hier van ander mense sê waar is? En dit is ook so dat 'n mens maklik die waarheid kan gebruik tot 'n mens sy eie beswil. Ek kan maklik 'n storie versprei wat ek dink waar is om 'n argument te wen. Veral as ons sê soos, ja, maar die Here sê ons. Ek wil afsluit in die week wat kom ons gee aandag aan veral die 9de gebod, maar ons dink aan daardie 3de gebod. En ons onthou hoekom God hierdie gebooie gegee het. Israel het vals getuig oor God. Hulle het getuig van 'n God wat hulle kan manipuleer in goud en silwer, en al wat hierdie God van hulle gevra het is eer my naam, selfs al is dit op 'n altaar van grond, maar solank dit die waarheid is. En die 9de en ook die 3de gebod praat met ons oor waarheid. Wat doen ons met die waarheid?
voordat ek bid, wil ek so 'n oomblik van stilgebed kans gee. Dink aan die waarhede waarmee jy elke dag werk. Dink aan die mense om jou, dink aan die verhale van die mense om jou, dink dalk aan mense met wie dit swaar gaan en aan hulle verhale. Dink aan die getuienis wat ek en jy hierdie week kan lewer, al is dit op WhatsApp of op Facebook, oor wat waar is, al dan nie. Hoe kan ons hierdie gebod nakom? Baie prakties. Vat so 'n oomblik en maak hierdie teksgedeelte jou eie. Hemelse Vader, daar is min dinge so maklik as om te praat. Herinner vir ons vandag dat om te getuig oor ons geloof 'n gawe is, 'n geskenk is, iets is wat ons moet oppas. Herinner ons dat ons nie met ons woorde of met u woorde mag probeer om u te manipuleer nie. Dat ons nie u woord mag gebruik om gevegte te wen. Maar help ons op om te onthou om die getuienis wat ons oor ander lewer so te lewer dat ek altyd van die waarheid getuig. Mag ons naaste so lief het, mag ons so lief hê dat mense dit kan sien in hoe ons getuig vir ons naastes. Amen.